Goeiedag. Een van die hoofstories van die week bly nog steeds die deurmekaar mengelmoes van stories oor die Palestynse mense wat hier na Suid-Afrika toe gekom het met vlugte. Aan die een hand word daar gesê dat hulle is vlugtelinge wat uit Gaza uitvlug en nie eers geweet het hulle is op pad na Suid-Afrika toe nie. Dis hoekom hulle geen papiere by hulle gehad het nie. Maar in 'n video met een van hierdie vlugtelinge sê hy spesifiek dat hulle Suid-Afrika gekies het omdat Suid-Afrika teen Israel opgestaan het in die Wêreldhof en oor dit Suid-Afrika glo soos wat hulle glo. Did you consciously choose to come to South Africa? Were there any other option countries that you would have maybe wanted to come, or you saw the support coming out of here and you're like, that's the perfect place? No, South of Africa, it was one of the closest countries for Palestine. We have similar issues and cases we fight for, and we both fight against the injustice and the discrimination and the occupations, and all of these are we are sharing the same principles and values. So this is the first one. The second one, South Africa was one of the first countries that recognized Palestine in the United Nations Assembly as well as whom they have been issued Security Council asking for stopping this genocide and criminalizing Israel as a war criminal. These all of things we didn't touch it from closest countries and near countries, but we found it from South Africa. So this the second point lead me to simply decide to go for South Africa. As jy dan die keuse het om te kan kies waarna toe jy wil gaan, word jy mos nie geforseer om te gaan nie. Betaal jy dan om te kom of wie betaal vir jou om dan te gaan? Dan word hulle net toegelaat om in te kom sonder dat hulle deur ons immigrasie of Home Affairs geprosesseer word, want Gift of the Givers sê hulle moet. Gift of the Givers wat ontstaan en bestuur word deur 'n moslim, Imtiaz Sooliman. Die ANC se Fikile Mabula sê die fout is die DA se minister van immigrasie en Home Affairs oor dat hierdie mense toegelaat was om in Suid-Afrika in te kom sonder om geprosesseer te word, maar die ANC verwelkom hulle want ons land is onderwerp aan die Geneva Konvensie en ons moet ons rol speel om die vlugtelinge in te vat. ANC minister van internasionale verhoudings en koöperasie Ronald Lomalo sê weer op sy beurt dat die vlugtelinge en die vlugte baie verdag is en dat daar ondersoek moet plaasvind. Fikile Mabula sê dan ook hierdie vlugte moet gestop word want ons kan nie vir Israel help om Gaza te onbevolk nie. So dieselfde persoon in dieselfde asem sê ons moet hulle help hierdie vlugtelinge, maar dan ook sê ons moet die vlugte stop want ons kan nie vir Israel help met hulle onbevolkingsveldtog nie. Nou, ek het al voorheen gesê, binne in die ANC weet die linkerhand nie wat die regterhand doen nie, en dis die leiers van ons land. Nou, Gift of the Givers se Sooliman het met die ANC en met die EFF vergader om seker te maak hulle is aan boord om hierdie vlugtelinge en verdere vlugtelinge by te staan in ons land. Nou, jy mag dalk dink dat dit nie regtigbare uitwerking op jou nie, en wat maak dit nou regtigbaar saak nie, maar kom ons vat die ander lande wat hierdie moslim vlugtelinge ingelaat het en wat in daardie lande aan die gebeur is. Kersmarkte in Duitsland word oorgeneem deur hulle, waar hulle sing en sê daar's net een God en dit is Allah. Lande soos Engeland, Frankryk en Duitsland se kriminele oortredings teenoor Christene en kerke het die hoogte ingeskiet. Nie eers om te praat van normale misdaad nie. Hierdie is die mense met die mees ergste terroriste ter wêreld en ons nooi hulle op hierdie stadium in ons land in. Amerika se president Donald Trump het gesê geen van Amerika se verteenwoordigers sal die G20 mag bywoon nie. Hy beskryf SA as 'n land wat korrup is en geen aandag gee aan die uitmoring en teenkanting teenoor die minderheid wat wit is in Suid-Afrika nie. Hy noem ook die G20 die G100, want Cyril het soveel ander leiers, veral die Afrika-lande se leiers genooi. Hy sê ook dat Amerika enige besluite wat geneem word tydens hierdie G20 sal teenstaan oordat Amerika nie daar is om hulle sê te kan sê nie. By internasionale nuus.
Nou as jy dink dat dis net ons land se leiers wat so de mekaar is en wat goed wegsteek wat korrup is, dink maar weer. Amerika se Kongres het gestem dat alle Epstein-dokumente vrygestel moet word nadat Donald Trump gesê het dit is tyd dat dit die lig moet sien. Maar in ons agterkop weet ons dat hierdie dokumente baie hoë leiers en geldmanne skade kan aanrokkel, selfs dalk laat krimineel aankla. So, hoe sal hulle dit dan nou stop? Wel, net, ek wil amper sê 'n paar minute nadat dit nou geteken is dat die dokumente moet vrygestel word, het die prokureur-generaal van Amerika iewes skielik nuwe inligting gekry wat gaan maak dat baie van die dokumente nie vrygestel sal raak nie, want dit mag dalk hulle ondersoek ondermyn. Nou wat se nuwe inligting is dan nou so belangrik? Wel, sy kan nie regtig sê nie. What changed since then that you launched this investigation? Information that has come for information. There's information new information, additional information, and again, we will continue to follow the law, to investigate any leads. If there are any victims, we encourage all victims to come forward, and we will continue to provide maximum transparency under the law. Sy sê wel dat daar asseblief mense moet na vore toe kom wat miskien 'n slagoffer kan wees, maar 'n slagoffer van wat? Sy kan dit ook nie sê nie. Miskien gaan hulle uiteindelik kyk na Leslie Wexner, die biljoenêr wat Epstein in diens geneem het om sy finansiële bestuurder van 1987 tot en met 2007 te wees. Epstein was ook volmag gegee en 'n trustee gemaak van die Wexner Groep of Wexner Groep. Leslie was ook lief vir en respekteer Judaism en is ook self 'n volgeling van dit, soos hy self geskryf het in 'n opstel waarvoor hy vereer was. Dan was daar ook die Israeliese spioen wat gereeld by Epstein aan huis gegaan het, somtyds vir weke lank. Epstein het ook die Rothschild bank genader om die Israeliese se kuberwapens te kan finansier. Ons weet dat Amerika se politiek, kongres en senaat op hierdie oomblik baie nou bande met Israel het en mag dit dalk hulle invloed wees wat hierdie nuwe ontwikkeling, hierdie nuwe inligting laat opdok het, sodat daar sekere van die Epstein dokumente dan nou nie die lig gaan sien nie. Al wat ek weet is dat politiek en politieke leiers reg oor die wêreld een ding sê, maar iets anders dit doen. In ander lande is dit baie ooglopend en in jou gesig, soos hier in ons eie land, maar daar's ook sekere lande waar dit nie so ooglopend is nie, waar die hoofstroom media nog baie gewig dra en mense verlei sommer maklik. Lewer jou kommentaar en gee 'n like as jy van hierdie video gehou het. Van my kant af, mooi loop.